was heerlik om net so saam te kan wees. Maar weet, terwyl ek so dit beleef en so na elkeen van julle kyk en na die gesigte kyk en sien die genot wat julle ervaar om so met mekaar te kan deel, met mekaar te kan gesels, het daar iets in my gees wakker geword. En ek het net weer opnuut ervaar dat die gees van die Here vir my sê, dit is die krag van geestelike gemeenskap. Dis die krag van om saam te wees. Dis die krag van op die plek te wees waar ons mekaar net geniet. Dis die krag van die voorreg om deel te wees van 'n groepie mense wat dieselfde dink, dieselfde voel en dieselfde ervaar. En die Bybel, wanneer die Bybel praat van gemeenskap, dan gebruik die Bybel daardie Griekse woordjie, koinonia. En ons baie gemeentes se name ook koinonia. Koinonia beteken to be intimate with one another. Koinonia beteken to be in partnership with one another. Koinonia beteken om fellowship te hê. Dis wat koinonia beteken. En terwyl ek dan die groepie Vrydagoggend kyk en gesels en dophou, ek maar weet nou al, as ek saam met haar gaan inkopies doen, dan gaan sit ek in 'n koffiewinkel, dan sit ek en kyk vir die mense. Ek hou daarvan, ek het altyd gesê, ek moes liewer iemand geword het wat mense bestudeer het. Want ek hou daarvan om na mense te sit te kyk, hoe hulle reageer, hoe hulle aantrek, hoe hulle praat, hoe hulle teenoor mekaar optree. Dis vir my lekker om daarna te kyk. Terwyl ek Vrydagoggend weer so na almal se reaksie kyk, toe besef ek, of toe sê die Gees van die Here vir my, daar is krag in hierdie gemeenskap. En ek het ervaar, ek het beleef, ek het vanmôre weer gesien, want ek sien nog die blydskap, ek sien nog die vreugde, ek sien nog die opgewondenheid, ek sien nog daardie entoesiasme om net met mekaar te kan wees. En dit is gebore wanneer ons by mekaar kom. Wanneer ons mekaar geniet. En dit beteken nie ons dink almal dieselfde nie. Dit beteken nie ons sê almal presies dieselfde goed nie. Dit sê nie ons probeer almal dieselfde lyk en dieselfde aantrek nie. Nee, dis juist die krag. Dat ons almal van mekaar verskil. Dat ons elkeen anders dink, anders voel. Nie almal het van sop gehou. Nie almal het van skols gehou. Nie almal het van koffie gehou. Nie almal het van wat ook al alles was. Nie almal is dieselfde nie. Maar terwyl ons by mekaar is, het ons mekaar geniet, terwyl die een sop gedrink het, en die ander broodjies geëet het, en die ander koffie gedrink het. Elkeen uniek. En elkeen het sy eie benadering. Elkeen gesels op 'n ander manier, maar ons is saam. Dis die krag van gemeenskap. Dis die krag van koinonia, om werklik intiem met mekaar te wees, al verskil ons van mekaar. Om in 'n verhouding met mekaar te staan, en al is elkeen op sy eie stasie. Om werklik fellowship, gemeenskap met mekaar te kan hê, al dink ons verskillend. Al praat ons verskillend. As sielsdinge verskillend. En soos wat die Gees van die Here dit in my wakker begin maak het ek daaroor begin dink en daaroor begin bid en die Gees 'n gedagte op my hart gelê wat ek graag vanmôre met u wil deel, aangaande die krag van geestelike gemeenskap. En die eerste aspek van hierdie krag wat ek vanmôre wil uitlig is juist die feit dat gemeenskap weerspieël God se plan vir ons lewe. Hoe hy ons elkeen gemaak het. Nou as ons kyk, kyk daar in Genesis 2:2, dan sê God die volgende, en sê hy, laat ons mense maak. Met ander woorde, as God die woord ons gebruik,
dan was God al klaar in 'n gemeenskap. Dis God se wese, dis God se hart, dat daar gemeenskap moet wees. God is gemeenskap van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En Jesus sê op 'n stadium, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. En op 'n ander stadium sê hy, dis goed dat ek weggaan, want dan gaan ek die Heilige Gees na julle toe stuur. En wanneer die Heilige Gees kom, sal hy van my getuig. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees staan in 'n gemeenskap, in 'n eenheid met mekaar. 3 wesens in een liggaam. En soos elkeen van ons vanmôre, mans, vrouens, oud, man, jong, maar party jonger as ander. Maar ons verskil van mekaar. Maar ons is vanmôre 'n eenheid. Ons is vanmôre 'n gemeenskap. En dis God se plan. God het bedoel dat so moet wees. Toe hy van Adam maak, toe kom hy bestaan en Adam toe sê, maar Adam, dis nie goed dat jy alleen is. Want God soek nie alleen mense nie. God soek nie kluisenaars nie. Hy soek nie mense wat ons hulle self in 'n kamertjie toesluit nie. Nee, God wil hê dat ons in 'n gemeenskap staan. En daarom sê Adam, dis nie goed dat jy alleen moet wees nie. Laat ek vir jou iemand maak wat by jou pas, wat in koinonia gemeenskap met jou kan staan. En so is dit met elkeen van ons. Wanneer ons trek van een dorp na ander of van een voorstad na ander ene, dan kom ons baie vinnig op 'n plek wat ons begin alleen raak. En dis nie lekker om alleen te wees nie. Hier op die terrein sit hoeveel ou mense vanmôre, elkeen in sy kamertjie, en hulle is alleen. En dis nie lekker om alleen te wees nie, want dit is God se plan en wil vir elkeen se lewe, dat ons deel moet wees van 'n gemeenskap. Mense wat alleen is, mis die krag van daardie gemeenskap, omdat hulle nie in die plan van God vir hulle lewe is. En vanmôre is dit ons voorreg om so saam te wees. En vanmôre het 'n paar van julle van my gevra, wanneer ons weer koinonia, wanneer ons weer gemeenskap, wanneer ons weer 'n baselaai, want ons wil saam wees, ons wil mekaar geniet, so daai krag van gemeenskap kan realiseer ons lewens. Selfs ou Pieter, wat ek al so gesukkel het om daar te kry, elke keer sê hy my, pastoor, ek is te jong vir julle klomp. Vrydagoggend toe hy die een wat vir my sê, pastoor, nou begin ek die ding geniet. Dis die krag van gemeenskap. Om saam te wees, om mekaar te kan geniet soos God wil hê dat ons mekaar moet geniet. Dit is vir my so lekker en ek waardeer elke keer so tuis sy swaar, sy seun saam. Maar ons ken hulle nou al 'n hele paar jaar, want hulle was in my gemeente, ek het hulle gepak en so voort so. Ons ken mekaar 'n hele ruk. Maar dit is nie lekker om saam te wees. Nou is nie altyd Sondag gaan hier saam met ons nie, maar dit is al so deel van ons baselaai. Dis lekker om te hê. Wat is gemeenskap met hom, wat ons nie op 'n ander manier met hom gemeenskap het? Dis die krag van gemeenskap. Nou gaan die Bybel verder. Die Bybel sê, vir God is gemeenskap belangrik. Hoekom? Hy sê van yster, soos 'n yster sluit, so sluit die een persoon die van die ander. Ons moet groei. Ons moet al meer word soos Jesus. En hoe gaan ons dit regkry? Deur mekaar te help vorm. Dis die krag van gemeenskap. Om met mekaar te kan gesels. Om in mekaar se lewe te kan inbou. Piet sê vanmôre vir my daarvoor. Hy sê, pastoor, Sondagoggend as ek hier kom, dan wil ek net graag met iemand gesels. Dan wil ek net my hart met mense deel. Nou as hy alleen is, kan hy dit nie doen nie, maar hier in gemeenskap, waar ons hier saam is, kan ons met mekaar deel, kan ons hart vir mekaar oopmaak, kan ons vir mekaar vra, bid vir my, of kan ons vir mekaar vra, ondersteun my, of dra my. Ons sluit mekaar, ons vorm mekaar, dit is die krag van gemeenskap. Dan gaan die Bybel verder. Die Bybel sê, want waar 2 of 3
naam saamkom, waar daar gemeenskap is, daar het ek ook met julle gemeenskap, is ek by julle. Dis God se hart om tussen ons te wees. Dis God se hart om deur sy Gees homself aan ons te openbaar. En waar doen hy dit? Wanneer daar 2 of 3 van julle bymekaar is. Dis die krag van gemeenskap, dat God hom juis openbaar waar sy kinders bymekaar is. En dis nou nie net in die kerk nie. Dit kan in 'n selgroep wees, dit kan in 'n bedieningsgroep wees, dit kan wees wanneer ons net lekker saam kuier, dit kan by 'n baselaai wees. Oral waar die kinders van die Here bymekaar kom, daar sê die Here in ons midde deur sy Gees. En dat hy gemeenskap met ons, terwyl ons gemeenskap het met mekaar. Dis die krag van koinonia. En dan kom Paulus in 1 Korintiërs 12, dan sê hy, as julle so by mekaar kom, dan is elkeen van julle 'n lid, met sy eie funksies, met sy eie gevoelens, sy eie ervarings, elkeen lyk verskillend van mekaar, maar saam, soos wat die vinger en die hand en die arm en die oog en die oor almal verskillend is, maar saam vorm dit die liggaam. Dis die krag van gemeenskap. En die liggaam kan meer bereik as 'n eenheid, as wat die vinger kan doen, as wat die toon kan doen, as wat die oog alleen kan doen. Saam vorm ons 'n liggaam. En dan kan ons meer vir God se koninkryk beteken. Dis die krag van gemeenskap. En ons sien dit by die eerste kerk. Toe die Gees van God gestort word en die mense tot bekering kom en 3000 op 'n slag tot bekering kom en die disippels en apostels begin saam bid en op God wag en kom by mekaar in die pilaargang van Salomo. Luister wat sê die woord van die Here. Hulle het heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die ouderlinge en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd, dis die nagmaal en ook saam kuier en saam gesels en die gebede. En al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Dis gemeenskap. Dis koinonia. Dis wanneer ons so deel word van mekaar, dat ons vir mekaar begin sorg, dat ons na mekaar begin kyk, dat ons vir mekaar omgee, en dat ons seker maak dat daar nie verdeeldheid en ongelukkighede en goeders kom nie, en as daar kom, dan maak ons reg met mekaar, sodat ons eensgesind kan wees. Dis die krag van gemeenskap. En God wil hê dat ons so moet wees, want dit is God se plan en God se wil vir ons lewens. Die tweede aspek van hierdie krag van gemeenskap is, dis 'n gemeenskap wat ons versterk in ons geloof. Jy almal weet, as jy 'n stuk hout in die vuur uitvat en jy sit hom aan een kant, dan gaan hy dood. Maar as jy daai hout vat en jy sit hom terug in die vuur, tussen die ander houte wat brand, dan begin hy weer brand. Dis die krag van gemeenskap. Gemeenskap sê, Hebreërs 10 vers 24, dat ons mekaar sal aanspoor tot liefde. Ons het nie altyd so baie liefde nie. Ons raak net 'n bietjie krappig. Maar as ons onder mekaar is en ons moedig mekaar aan om lief te hê, dan groei ons. Dan stiek ons weer die brand. Dan kom ons weer, gaan ons weer uit mekaar uit vol liefde, want ons was saam. Spoor mekaar aan tot liefde en goeie dade. Het is altyd so lekker om saam met die broers die paadjie te maak. Toe ons elke sonnagoggend hierdie goed uitpak en dan is baie keer dat ons mekaar 'n bietjie irriteer, 'n bietjie mekaar krap, dis waar. Maar aan die ander kant spoor ons mekaar aan tot goeie dade. En op die ouend baie die hele gemeente daarby, waar 'n paar broers wat begin saamwerk, wat gemeenskap het met mekaar
aanspoor tot liefde en goeie dade, sonder om die samekoms op te gee. Want dit is vir die samekoms waar ons mekaar bemoedig, waar ons mekaar stig, waar ons mekaar bou. Ek wil julle aanmoedig, en daarom ook, julle weet ook, dit was altyd my uitgangspunt. Ek weet daar was 'n tyd, ek het self in so'n gemeente groot geword, waar as jy in die kerk kon gaan gesit het. Jy wag vir die pastoor op die predikant om te kom. En as die predikant opkom, dan staan ons op en ons om 2 liedjies, ons luister na preek en ons gaan na huis toe. En eers as ons buite kom, dan begin ons gesels. Ek stem nie dan nie saam. Daar is tyd daarvoor, ek het nie probleem daarmee nie. En as jy voel jy wil in die kerk kom sit en stil word, kom doen dit. Maar ek dink ons kom by mekaar om gemeenskap te hê. Ons kom by mekaar om met mekaar te deel. Ons kom by mekaar om vir mekaar te vertel wat in hierdie week met my gebeur, of te vra asseblief hierdie week as 'n moeilike week, bid saam met my. Dis kom ons by mekaar kom. En ek wil julle aanmoedig, as julle so saamkom, praat met mekaar, bedien mekaar, bid vir mekaar, ondersteun mekaar. Daar's 'n biblioteek daar een kant. As iemand vir jou kom vra, bid vir my, vat hom biblioteek toe en gaan bid daar saam. Dis gemeenskap. Maar ons moet saamkom om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Dis die krag van gemeenskap. 1 Tessalonisense 5 vers 11 sê, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op. Mag die Here ons bewaar, dat ons mense wat loop en brom en kla en afbreek en negatief maak, maar ons mense sal wees wat mekaar stig en bemoedig en aanmoedig en opbou, sodat ons uit mekaar uit kan gaan met 'n glimlag op ons hartgesigte, met 'n ligheid in ons gees, omdat daar 'n boetie sissie of 'n gemeenskap was wat my opgetel het toe ek swaar gekry het. Mag die Here vir ons help dat ons die krag van gemeenskap sal beleef in ons midde. Efesiërs 4 vers 16. En uit hom, dis Christus, groei die liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Hoekom? Elkeen van hulle vervul sy funksie. En so bou die liggaam homself op in liefde. Die een speel klavier, die ander sing, die ander speel gitaar, die ander pak sy luidsprekers uit, die ander is daar agter besig, Dion neem vir ons die offerande op. Elkeen het sy funksie. Maar in die proses is ons 'n liggaam wat mekaar opbou in liefde. Dis die krag van gemeenskap. En daarom het ons mekaar so nodig. En dan die derde aspek van hierdie krag. As ek dit lang gaan. Die derde aspek van hierdie krag is dit help ons om mekaar te ondersteun in tyd van nood. En ons lewe daai tyd. Dis nou die tyd waar daar soveel skikkende mense is. Dis die tyd waar daar soveel radeloosheid is. Dis die tyd waar daar soveel pyn is. Dis die tyd waar daar soveel eensaamheid is. Dis 'n tyd van verwarring, waar mense deur mekaar gemaak word. Nou is die tyd soos nog nooit tevore nie, wat ons in gemeenskap moet wees. Nou is die tyd wat ons mekaar meer nodig het as ooit tevore. Maar is ook die tyd wat ons moet besef, gemeenskap mag nie hier eindig. Dis nou die tyd wat jy en ek moet uitgaan en vir 'n vriend of 'n familielid of iemand gaan sê, kom na ons gemeenskap toe, want daar gaan hulle jou opbou.
Daar gaan jy jou stig. Daar gaan jy gelukkig wees. Daar gaan jy ontspan. Daar gaan mense wees wat jou verstaan. Al kom jy hier aan met verskeurde klere, al kom jy hier aan verbeter deur die wêreld, al kom jy hier aan kwaad oor wat mense aan jou gedoen het. Kom net, want by hierdie gemeenskap gaan jy genesing kry. Maar wanneer gemeenskap geslote raak, en ons begin dink ons is beter as die wêreld, of dink dis net ons alleen wat geregtig is om dit te ervaar, dan is ons in die moeilikheid. Maar 'n gemeenskap wat sê, kom kry wat ons het. Kom ervaar wat ons beleef. Kom, ek sien jy seer, ek sien jy stikken. Kom, daar gaan die genesing ontvang. Dis die krag van gemeenskap. En God wil jou gebruik. Vanmôre het ek op daar buite gestaan gesels oor daardie liedjie wat sê, moet ek gaan met Liane. En dan wonder ons, wat moet ons doen? Wat verwag die Here van my? En baie keer is ons in die verwarring, ons weet nie altyd nie. Maar dis wat die Here wil hê. Dat ons net vir ander sal sê, kom. Want ons gemeenskap gaan jou gesond maak. Kom, want ons liefde om mekaar gaan jou optel. Kom net. Dis al wat ons hoef te doen. Maar dan moet ons seker maak dat ons gemeenskap gesond is. Dan moet ons seker maak dat ons mekaar bemoedig en stig en optel en versterk. En vanmôre wil die Here jou en my gebruik om dit wat Galasiërs 6 vers 2 sê te doen. Dra mekaar se laste. En wat sê hy? En so, Here, wat wil jy moet ek doen? Die Here wil hê ons mekaar se laste dra. Want so vervul ons die wet van Christus. Wat wil die Here ons moet doen? Dat ons vir ander sal sê, kom ontdek wat ons het. Wat wil die Here hê moet ons doen? Dat ons na mekaar sal uitreik en mekaar sal bou en stig en optel. Mekaar sal lief hê. Dat ons in gemeenskap met mekaar sal staan. Dat ons ingevleg sal wees in mekaar se lewens, omdat ons mekaar se laste dra. Die krag van gemeenskap. Prediker 4, ek is baie lief om hierdie gedeelte na te verwys as ek jong mense trou. Prediker 4 vers 9 sê, 2 is beter as 1. Want as hulle val, kan die een sy maat optel. Maar weet die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder, as 2 by mekaar lê, kan hulle warm. Maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan al 2 om teestand bied. Gemeenskap. Mekaar ondersteun en dra, vir mekaar sorg. Maar dan sluit hierdie gedeelte af met iets baie besonders. Wat hy sê, en 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Wat sê dit? Dit sê wanneer ek en my vrou in 'n verhouding met mekaar staan in ons huwelik, dan wil Jesus by wees as die 3de lyn, om daai huwelik onbreekbaar te maak. As ons as gemeente by mekaar is, in gemeenskap met mekaar, dan wil Jesus deur sy Gees wees om hierdie gemeenskap 'n eenheid te maak. Wanneer ek vir iemand bid wat siek is en stikkend is en moedeloos is, en ons twee staan in 'n gemeenskapsverhouding waar ek hom help en hom opbou, dan wil Jesus daar wees deur sy Gees om daardie gemeenskap sterk te maak. 'n 3-dubbele lyn word nie maklik gebreek. Daarom moet ons Sondagoggend hier by mekaar kom. Ja, dan moet ons lekker sing. Ja, moet ons 'n goeie preek hoor. Ja, ons moet mekaar versorg en bedien en mekaar help en sorg dat alles in plek is waar dit moet wees. Maar alles wat ons doen in hierdie gemeenskap sonder die Heilige Gees beteken niks.
Die Heilige Gees moet hier wees. Die Salwing moet hier wees. Die woord van God moet lewendig is in ons midde, want dan maak dit 'n onbreekbare gemeenskap. Daarom moet ons altyd vir mekaar afvra, want ons saam soos in 'n gemeenskap, wat doen ek van my kant af om dit vir die Gees maklik te maak om te werk? Wat doen ek van my kant af om die krag aan die boodskap te gee? Wat doen ek van my kant af om die sang en die musiek 'n impak te laat maak? Nie daar te sit en kritiseer en sê, ja, maar jy moet so, ja, jy moet so, nee. Maar wat doen ek? Wat 'n bydrae lewer ek? Sodat die gemeenskap sterker kan word, omdat die Heilige Gees in ons midde is. Ek wil nie dit teendeel noem nie. Wat doen ek om die Heilige Gees te bedroef? Wat doen ek, wat sê ek, of hoe tree ek op om die Heilige Gees te blus, sodat die gemeenskap in mekaar uitval? Is daai driedubbele lyn daar, wat 'n gemeenskap van mense sterk maak. Ek wil graag afsluit met Romeine 15, vers 1 en 2. Kom Paulus en hy stel so pragtige stelling wat hy maak. Hy sê op ons, wat sterk in die geloof is. As jy vanmôre sê, ek is lank op die pad, ek dien die Here, ek is lief vir die Here, hy sê op ons wat sterk is in die geloof. Rus nie verpligting. Nie hoop so, nie as jy kies nie, nie as jy so voel nie, nie as jy met die regte voet uit die bed het opstaan nie. Nee, as jy sê jy is 'n gelowige wat die Here al 30 jaar dien, dan rus daar 'n verpligting op jou. Om die swakhede te verdra. Want daar gaan swakhede wees. Daar gaan foute wees. Daar gaan irritasies wees. Daar gaan dinge gebeur waarvan jy nie hou nie. Maar as jy sê jy is sterk in die geloof, het jy die verpligting om dit te verdra. Hoekom? Ter wille van gemeenskap. Ter wille van die geloof. Om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet ook aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Dis gemeenskap. Gemeenskap is om te soek na elke moontlike manier waar ons nader aan mekaar kan kom, mekaar kan optel en die derde lyn, Christus, aan ons midde openbaar kan. Die krag van gemeenskap. En dis God se plan in jou en my lewe. Dis God se wil en doel vir jou en my lewe. En vir Christus se bestaan. Mag die Here ons daar help. Kortliks dan. Gemeenskap is God se plan vir jou en my. Koinonia is om ons te help ons geloof te versterk. En derdens, gemeenskap en koinonia is daar as 'n voertuig waarmee ons liefde vir mekaar en vir God kan bewys. Ek moet alles in my vermoë doen om daardie plig wat op my rus uit te lewe, so Jesus meer kan word in ons midde, in ons gemeenskap, net sterker met mekaar kan word. Kom ons bid ons